By die aandete wat die herbegin van sy lewe sou merk, klink 'n miljonair chirurg 'n huildronk op sy volmaakte verloofde en glimlaggende dogter. Skielik ontplof die vensterglas en 'n bedelaar dogtertjie verskyn en skree, jou verloofde wil jou dogter vergiftig. Die restaurant word stil, die dokter verstaar en die glas val uit sy hand soos 'n voorbode van tragedie. Binne sekondes begin die waarheid homself te openbaar en die liefde wat hy geïdealiseer het, verander in sy ergste nagmerrie. Frasnaaie, een van die mees eksklusiewe voorstede van Kaapstad, het onder 'n tipiese Kaapstadse moetreën wakker geword. In die Herehuis by Akasialaan 287 het Gustaf Marais klaargemaak vir nog 'n dag van operasies by die Lukas Hospitaal, waar hy hoof van die departement van kardiovaskulêre chirurgie was. Op 42-jarige ouderdom het Gustaf die toppunt van professionele sukses verteenwoordig, internasionaal erken vir innoverende tegnieke, skrywer van artikels in gesogte mediese tydskrifte en eienaar van 'n fortuin geskat op R50 miljoen. Maar nie al die geld in die wêreld kon die leemte vul wat gelaat is deur die afsterwe van Mariana, sy vrou, wat 3 jaar gelede aan 'n aggressiewe kanker gesterf het nie. Sedertdien het hy al sy energie aan 2 dinge gewy, sy loopbaan en sy dogter Sophia, 'n lieflike en introvert 8-jarige meisie wat die deurdringende blou oë van haar ma geërf het. "Pappa, gaan jy vandag vroeg kom?" vra Sophia terwyl sy aan 'n roosterbroodjie gekou het by die ontbyt, haar klein voete wat geswaai het sonder om die grond te raak. "Ek sal my bes doen, prinses. Vandag is 'n spesiale dag, onthou jy?" Gustaf het sy Italiaanse systas voor die eetkamerspieël reggetrek. 6 maande sedert Camilla ja gesê het vir my voorstel. Die dogtertjie se gesig het onmerkbaar saamgetrek voordat sy 'n glimlag geforseer het. "Ek onthou ja." Teresa, die huishoudster wat al meer as 'n dekade vir die familie gewerk het ingekom met Sophia se kosblik. "Alles is reg vir skool, meisie. En die bestuurder wag." "Dankie, Teresa." Die dogtertjie het haar pa vinnig omhels en na die deur geloop. Gustaf het sy dogter dopgehou terwyl sy weggestap het. Die afgelope maande het hy iets anders aan haar opgemerk. Sophia was altyd stil, veral na die verlies van haar ma, maar die afgelope paar maande het sy meer teruggetrokke, bleker gelyk. Hy het pediaters geraadpleeg, toetse laat doen, maar niks afdoende het verskyn nie. Die dokters het voorgestel dat dit 'n emosionele reaksie op die pa se nuwe verhouding kon wees. Camilla du Toit het soos 'n sonstraal na 'n lang storm in haar lewe gekom. Hoofverpleegster van die hartisie, het sy Gustaf tydens 'n komplekse operasie ontmoet. Op 35-jarige ouderdom het Camilla skoonheid, intelligensie en 'n oënskynlike toewyding aan beide Gustaf en Sophia gekombineer. Na 6 maande van uitgaan het sy die huweliksaanbod aanvaar en die dokter het uiteindelik gevoel dat hy weer 'n gesin kon opbou. Gustaf se selfoon het vibreer. Dit was 'n boodskap van Camilla: "Ek kan nie wag om vanaand te vier nie. Ek is lief vir jou." 'n onwillekeurige glimlag het op die chirurg se lippe verskyn. Die bespreking was gemaak by Te Kitchen, die mees eksklusiewe restaurant in Kaapstad. Dit sou 'n perfekte aand wees. Intussen, 'n paar blokke daarvandaan, in 'n klam steegie tussen luukse geboue, het 'n dogtertjie van ongeveer 10 jaar in 'n vullisstrom agter 'n supermark rondgegrawe. Julia, dit was die enigste naam wat sy kon onthou, het 'n verslete sweetpak gedra wat 3 keer groter was as haar skraal liggaam. Haar swart en deurmekaar hare het 'n gesig geraam wat, selfs onder laaf vuil, delikate gelaatstrekke en oë van 'n ontstellende intensiteit geopenbaar het. Sy het die helfte van 'n broodrolletjie gevind wat redelik vars gelyk het. Dit was haar ontbyt. Sy het dit in haar geskeurde sak geberre en na 'n buitekraan van 'n geslote restaurant gestap, waar sy gewoonlik water kon kry. Vandag sou 'n belangrike dag wees. Na maande van waarneming, moed bymekaar geskraap, geïgnoreer deur almal wat sy probeer waarsku het, sou sy uiteindelik iets drasties doen. Sy moes iemand haar laat glo. Daardie meisie gaan. Het sy vir haarself gefluister en die woorde geoefen wat sy later sou sê. Maar haar stem het gefaal. Wie sou 'n straatkind glo? Die dag het verloop met die voorspelbaarheid van die roetine van die baie rykes en die baie armes, beide ewe onbuigsaam om teenoorgestelde redes. Gustaf het 2 pasiënte suksesvol geopereer. Camilla het haar verpleegspan gekoördineer met die doeltreffendheid wat haar in die hospitaal gerespekteer gemaak het. Sophia het stil in die agterste ry van die klaskamer gesit, 'n vaag ongemak in haar maag gevoel wat haar konstante metgesel geword het.
En Julia het deur die buurt gesirkuleer, onsigbaar vir die haastige verbygangers, en elke detail van die ingryping beplan wat die lewe van almal vir altyd sou verander. Om 7:00 die aand het Gustav se swart Porsche voor te Aketchen geparkeer. Die valetparkeerder het hom gehaas om die deur oop te maak vir Camilla, skitterend in 'n smaraggroen rok. Sophia het daarna uitgeklim, in 'n donkerblou rok en balletskoene. Sy was bleker as normaal en Gustav het 'n steek van bekommernis gevoel. "Is alles reg, skat?" vra hy, terwyl hy herk om op die dogter se ooghoogte te kom, net 'n bietjie moeg. "Pappa," antwoord sy met 'n swak stem. Sy sal opbeer wanneer sy die nagereg proe, het Camilla met haar perfekte glimlag ingegryp en oor die dogtertjie se hare gestreel. "Is dit nie, Sophia?" Die kind het net geknik en vermy om direk na haar toekomstige stiefma te kyk. Die kelnerhoof het hulle na die beste tafel van die restaurant gelei, met uitsig oor Tafelberg. Koppe het diskreet gedraai om hulle waar te neem. Gustav Marais was 'n beroemdheid in die Kaapstadse elitekringe, en sy verhaal met Camilla, die ryk weewenaar wat nuwe liefde vind, het gesprekke by hoë samelewing etes aangevuur. Champagne vir die volwassenes en appelsap vir die prinses, het Gustav opgewonde versoek. Hy wou hê hierdie aand moes 'n nuwe begin merk, 'n konsolidasie van die gesin wat hulle besig was om te vorm. Camilla het haar glas opgelig toe die drankies gekom het. "Op ons toekoms saam." Sophia het na haar sap gekyk, huiwerig. Camilla het oor die tafel geleun. "Wag, skat. Ek het vergeet om jou vitamienaanvulling by te voeg. Jou pa en ek wil hê jy moet sterk word." Sy het 'n klein botteltjie uit haar handsak gehaal, 'n paar druppels by die sap gevoeg en dit sagkens geroer. "Reg, nou sal dit jou goed doen." Die dogtertjie het na haar pa gekyk, wat moedig geknik het. Sophia het die glas na haar lippe geneem en 'n klein slukkie geneem. Die bittersmaak onder die soetheid van die sap het haar maag saamgetrek. Buite die restaurant het Julia deur die glasvenster waargeneem. Haar hart het woedend geklop. Vir maande het sy dieselfde toneel in die herhuis sien herhaal, die mooi vrou wat in die geheim iets by die dogtertjie se kos gevoeg het, wanneer die pa nie gekyk het nie, of wanneer hy afgelei was. Sy het gesien hoe die kind elke week swakker word. Sy het probeer om die bediende te waarsku, wat haar weggejaag het met dreigemente om die polisie te bel. Sy het probeer om die bestuurder te nader, wat haar heeltemal geïgnoreer het. Sy het selfs 'n anonieme nota aan die dokter gestuur, wat waarskynlik onderskep is. Niemand het geluister na 'n straatkind nie. Sy was onsigbaar, behalwe wanneer sy 'n bedreiging of 'n oorlas verteenwoordig het. Maar vandag sou anders wees. Dit moes wees. Binne die restaurant het Sophia die bekende gevoel van tinteling in haar lippe begin voel. Haar maag het omgedraai en koue sweet het op haar voorkop uitgebreek. Sy het probeer om iets te sê, maar die woorde het nie uitgekom nie. Camilla het opgewonde gepraat oor die planne vir die troue, oor 3 maande geskeduleer. Gustav het geglimlag, sy aandag verdeel tussen sy verloofde en die spyskaart, sonder om die toenemende ongemak van sy dogter op te merk. "En ek dink daaraan om my ma se rok te dra, natuurlik met 'n paar aanpassings. Wat dink jy, Sophia?" Camilla het na die dogtertjie gedraai, wie se oë nou effens glasagtig was. Dit was op daardie oomblik dat Julia haar besluit geneem het. Sy kon nie langer wag nie. Sy het 'n paar tree teruggegee, 'n klip uit die dekoratiewe tuin van die restaurant opgetel, en met al die krag wat haar klein liggaam toegelaat het, dit teen die venster gegooi. Die glas het in 1000 fragmente ontplof. Kliënte het geskree, kelners het gehardloop. In die middel van die chaos het Julia deur die opening gevorder, die snyplekke aan haar arms en bene geïgnoreer. Haar oë het direk op Gustav gefokus, wat in skok opgestaan het. "Jou verloofde wil jou dogter vergiftig," het sy met al die krag van haar longe geskree. Tyd het gelyk of dit vries. Gustav was verlam, onbevoeg om te verwerk wat hy pas gehoor het. Camilla het verontwaardig opgestaan. Maar dis absurd. Sekuriteit. Dit was toe dat Sophia 'n skerp kreun uitgestoot het. Haar klein vingertjies het haar keel gegryp asof sy nie kon asemhaal nie. Haar oë het omgedraai en voordat enigeen kon reageer, het sy van die stoel afgeglip en op die grond geval, haar liggaam wat in ewige stuiptrekking skud. "Sophia!" Gustav se desperate gil het deur die restaurant weerklink, terwyl die dokter hom langs sy dogter neergegooi het, en onmiddellik verander het van die magtige en beheerde man in 'n pa in absolute paniek. Camilla het ook gekniel, haar uitdrukking 'n masker van afgryse en kommer. "Iemand bel 'n ambulans. Vinnig."
Julia het onbeweeglik tussen die glasskerwe gebly, haar gesig 'n mengsel van regverdiging en terreur. Uiteindelik sou iemand moes luister. Uiteindelik sou die waarheid wat sy vir maande waargeneem het, blootgestel word. Wat sy nie geweet het nie, was hoeveel hierdie waarheid sou kos, en hoe daardie oomblik die lot van almal wat betrokke was vir altyd sou verander. Kelners het Julia omsingel en haar aan haar maar arms vasgehou. Die sekuriteitswag van die restaurant het reeds die polisie gebel. Maar die meisie het nie weerstand gebied nie. Haar oë het Sophia nie verlaat nie, wat steeds stuiptrekkings gehad het, terwyl haar pa haar desperaat probeer help het. Sy het iets in die sap gesit, het Julia aangedring en na Camilla gewys. Ek het gesien. Sy doen dit altyd. Die meisie word al maande lank siek. Dis absurd, het Camilla geantwoord, haar stem wat tussen verontwaardiging en paniek gebewe het. Gustav, jy ken my karakter. Ek het net die vitamine-aanvulling bygevoeg wat jy self vir haar voorgeskryf het. Die kelner het skaam nader gekom. Meneer, ek het gesien hoe die dame aan die dogtertjie se glas beter, maar ek kan nie sê wat dit was nie. Sirenes het die aankoms van die ambulans aangekondig. Paramedici het die restaurant binnegestorm en die situasie vinnig beoordeel. 'n Ernstige allergiese reaksie het een van hulle gediagnoseer en 'n adrenalinespuiting voorberei. Gustav, 'n ervare dokter, maar nou 'n pa in wanhoop, het geknik, onbevoeg om te praat. Die toneel was te surrealisties, te absurd. Hoe kon sy perfekte aand van viering in hierdie nagmerrie verander het? En die mees ontstellende, hoe kon die wilde beskuldiging van 'n straatkind presies saamval met die ineenstorting van sy dogter? Dokter, het een van die paramedici geroep, weet u of u dogter enige bekende allergieë het? Nee, niks ernstig nie. Net ligte laktose-intoleransie, maar niks wat sou veroorsaak het. Sy stem het geval toe hy Sophia op 'n draagbaar sien plaas, 'n suurstofmasker wat haar bleek gesig bedek het. Camilla het nader gekom, trane het oor haar perfekte wange gestroom. Gustav, ek sweer ek verstaan nie wat gebeur nie. Dit was net die vitamine wat jy self goedgekeur het. Julia, steeds deur die sekuriteitswagte vasgehou, het weer geskree, Leonard. Ek het jou dit al maande lank sien doen. Die meisie word al hoe sieker. Iets in die desperate toon van die bedelaarmeisie het Gustav laat aarzel. Hy het na Camilla gekyk, toe na die indringer, toe na sy dogter wat na die ambulans gedra is. Sy hele lewe, al sy sekerhede, het voor sy oë in mekaar gestort. Jy kom saam met ons na die hospitaal, het hy uiteindelik vir sy verloofde gesê, sy stem koud soos ys. Toe, tot almal se verbasing, het hy na die sekuriteitswagte gedraai. Laat daardie meisie los. Sy kom ook. Maar meneer, het een van hulle geprotesteer, sy het die venster gebreek, die onderneming binnengedring, hierdie hele oproer veroorsaak. Ek sal vir die skade betaal, het Gustav droogweg geantwoord. Nou, laat haar los. Die sekuriteitswagte het teesinnig gehoorsaam. Julia, vry maar versigtig, het afstand gehou van Camilla, wat haar met 'n mengsel van woede en vrees aangekyk het. Kom, het Gustav beveel en die paramedici gevolg. En wanneer ons by die hospitaal kom, wil ek presies hoor wat gebeur. Van albei. Terwyl hy na die ambulans gestap het, het die dokter probeer om sy chaotiese gedagtes te orden. 'n Deel van hom wou die absurde beskuldiging heeltemal verwerp, Camilla, die vrou wat lig terug in sy lewe gebring het, wat sy eie dogter vergiftig. Onmoontlik. Dit moes 'n soort afpersingsskema wees, of die hallusinasie van 'n versteurde kind. Maar 'n ander deel, dalk die vaderlike instink, het 'n alarm laat afgaan. Sophia se onverklaarbare simptome die afgelope maande. Haar toenemende onwilligheid om enigiets te eet wat deur Camilla voorberei is. Die paniekbevange blik wat vinnig oor die verloofde se gesig gekruis het toe die straatkind haar beskuldiging gemaak het. Terwyl die ambulans met sy skril sirenes deur die Kaapstadse strate gesny het, het Gustav Marais vir die eerste keer in sy bevoorregte lewe gevoel wat dit was om heeltemal verlore te wees, sonder om te weet wie om te vertrou of wat om te glo. Sy wetenskaplike verstand het bewyse, feite, logika geëis. Sy vaderhart het egter reeds die ergste gevrees. Die ambulans het deur die chaotiese verkeer van Kaapstad gesny, sirenes het in die nag gehuil. In die agterste kompartement het Sophia met moeite asem gehaal ondanks die suurstofmasker. Gustav het haar klein handjie vasgehou en gerusstellende woorde gemompel terwyl die paramedici haar lewenstekens gemonitor het.
Aan die ander kant van die draagbaar het Camilla afgewissel tussen professionele ondersteuning aan die paramedici en angstige blikke na Julia, wat in die verste hoek van die voertuig gekrimp het. Saturasie op 89%, bloeddruk daal, het een van die reddingswerkers ingelig. Gustav het 'n beklemming op die bors gevoel. Dien meer epinefrien toe, het hy beveel met die gesag van iemand wat dekades in noodsituasies deurgebring het. Maar hierdie keer was dit anders. Dit was sy dogter. Sy Sophia. Die klein meisie het vir 'n kort oomblik haar oë oopgemaak en die pa se blik ontmoet. Vrees was daar, maar ook iets wat Gustav nie kon interpreteer nie. Vertroue. Beskuldiging. Voordat hy kon ontsyfer, het haar oë weer gesluit. Ons is by die Lukas Hospitaal, het die bestuurder aangekondig en verwys na dieselfde hospitaal waar Gustav direkteur van kardiovaskulêre chirurgie was en Camilla die verpleegspan van die ICU gelei het. Camilla het senuweeagtig haar hare reggetrek. Gustav, ek sweer ek verstaan nie wat gebeur nie. Dit was net die vitamiene wat jy self goedgekeur het. Die dokter het nie geantwoord nie, sy oë gefokus op sy dogter. Die woorde van die bedelaarmeisie het in sy gedagtes weerklink. Dit was absurd, onmoontlik. En tog, die ambulans het by die noodtoegang geparkeer, waar 'n span reeds gewag het. Die nuus dat Dermarai se dogter in 'n kritieke toestand aangekom het die hele hospitaal gemobiliseer. Sophia is vinnig na 'n draagbaar oorgeplaas en na binne geneem, terwyl dokters en verpleegsters tegniese vrae afgevuur het. Gustav het naby gevolg en outomaties geantwoord. 8 jaar oud, 26 kg, geskiedenis van gastro-intestinale simptome die afgelope 4 maande, moontlike akute allergiese reaksie, adrenalien reeds op die toneel toegedien. Camilla het probeer om hulle te vergesel, maar Gustav het skielik omgedraai. Wag hier buite. Wat bedoel jy? Gustav, ek is hoofverpleegster, ek kan help en... Wag. Hier. Buite. Elke woord het afgekap uitgekom, gelaai met 'n ontluikende wantroue wat hy self nie heeltemal verstaan het nie. Camilla se gesig het bleek geword, maar sy het teruggedeins. Haar oë het Julia se ontmoet, wat alles 'n paar meter daarvandaan waargeneem het. Vir 'n vlugtige oomblik het iets onheilspellends haar uitdrukking gekruis voordat sy haar masker van kommer weer opgesit het. En sy vra sy en wys na Julia. Gaan jy hierdie indringer hier laat bly na wat sy gedoen het? Gustav het na die straatkind gekyk, sy oë het vinnig die snyplekke beoordeel wat sy opgedoen het, toe sy deur die gebreekte glas gegaan het. Jy, het hy 'n verpleegster geroep wat verbygegaan het, asseblief, versorg haar wonde. Sy bly. Gustav het Camilla geprotesteer. Later Camilla. Nou het my dogter my nodig. En daarmee het hy by die nooddeure verdwyn en sy verloofde in 'n staat van skok en verontwaardiging gelaat wat sy skaars kon verberg. Binne die noodkamer het 'n span onder leiding van Reino Meyer, 'n allergie-spesialis en persoonlike vriend van Gustav, vinnig gewerk. Ligwee aangetas, maar steeds oop, het Reino beoordeel. Ons het nou intraveneuse kortikosteroïde nodig. En berei addisionele epinefrien voor in geval van bronchospasma. Gustav het magteloos waargeneem terwyl Sophia aan monitors gekoppel is, bloedmonsters versamel is en medikasie deur 'n binnehaarse lyn ontvang het. Sy doktersbrein het elke prosedure, elke besluit verstaan, maar sy vaderhart was in stukke. Wat was die sneller agent, vra Reino sonder om sy oë van Sophia af te haal. Sy het appelsap gedrink, antwoord Gustav, sy stem vreemd ver weg. Appelsap veroorsaak gewoonlik nie hierdie tipe reaksie nie, tensy sy 'n nuwe allergie ontwikkel het of... Reino het na sy vriend gekyk. Was daar iets in die sap? Die vraag het in die lug gehang soos 'n giftige wolk. Gustav het gehuiwer, die implikasies van enige antwoord het swaar op hom geweeg. Camilla het 'n vitamienaanvulling bygevoeg. Iets wat ons haar gereeld gegee het. Reino het gefrons. Watter soort aanvulling? Natuurlike kompleks. Hoofsaaklik kryepreparate? Het jy die presiese samestelling? Gustav het sy mond oopgemaak om bevestigend te antwoord, maar toe besef, hy het die aanvulling nooit werklik nagegaan nie. Hy het Camilla vertrou toe sy gesê het dit is iets lig, natuurlik, voordelig vir ontwikkelende kinders. 'n Golf van skaamte en skuld het hom oorweldig. Ek is nie seker nie, het hy uiteindelik erken. Camilla sorg vir daardie deel. Reino het hom vir 'n lang oomblik aangestaar, toe sy aandag terug na Sophia gedraai, wie se lewenstekens begin stabiliseer het in reaksie op die medikasie.
Ons moet presies weet wat sy ingeneem het, Gustav. En ons het ook 'n volledige geskiedenis van die vorige simptome wat jy genoem het, nodig. Op daardie oomblik het 'n verpleegster haastig ingekom. Termeer, ons het die voorlopige bloedresultate. Reino het die tablet geneem, sy oor het vinnig oor die nommers gegaan. Sy uitdrukking het ernstig geword. Gustav, het hy saggies gesê, daar is spore van verbindings wat nie in 'n kind se bloed moes wees nie. Ons moet meer toetse doen, maar daar is aanwysers van. Hy het gehuiwer en sy woorde versigtig gekies, stowwe wat 'n reaksie soos hierdie kan veroorsaak as dit gereeld in klein dosisse toegedien word. Gustav se wêreld het gelyk of dit vertraag. Stel jy voor dat my dogter opsetlik het. Ek stel nog niks voor nie, het Reino ferm onderbreek. Ek sê dat ons meer inligting nodig het. Ons moet presies weet wat sy die afgelope maande verbruik het. Buite die noodkamer, in 'n klein verbandkamer, het Julia onverstoorbaar waargeneem terwyl 'n verpleegster die snyplekke aan haar arms en bene ontsmet het. Wat is jou naam, skat? Vra die verpleegster vriendelik. Julia, antwoord sy na 'n oomblik van huiwering. Dit was die enigste naam wat sy kon onthou, alhoewel sy soms getwyfel het of dit werklik hare was. Wel, Julia, jy is gelukkig. Die snyplekke is oppervlakkig. Jy sal nie steke nodig hê nie. Die meisie het nie geantwoord nie. Haar gedagtes was by die ander kind, die bleek meisie wat sy vir maande dopgehou het, wat elke dag 'n bietjie weggeteer het onder die sorg van daardie vrou met die valse glimlag. Ken jy daardie familie? Vra die verpleegster en probeer om die stilte te vul terwyl sy antiseptiese middel toegedien het. Nee, antwoord Julia. Ek sien hulle net. En waar woon jy, Julia? In stilte. Is daar iemand wat ons kan bel? Jou ouers. Nog 'n stilte. Die verpleegster het gesig en die tekens herken. Nog 'n straatkind van die duisende wat Kaapstad in sy skaduwees gehuisves het. Wel, ek sal die maatskaplike werker inlig. Intussen kan jy hier rus. Julia het afgetrokke geknik, maar sodra die verpleegster uit is, het sy opgestaan. Sy kon nie daar bly wag dat volwassenes haar lot besluit het nie. Sy moes verseker dat iemand haar geglo het voordat dit te laat was. In die gang het Camilla heen en weer geloop, haar gesig 'n masker van kommer vir wie haar waargeneem het, maar haar oë het 'n toenemende paniek verraai. Toe sy Gustav uiteindelik uit die noodkamer sien kom, het sy na hom toe gehardloop. Hoe gaan dit met haar? Kan ek haar sien? Gustav het die verloofde se gesig bestudeer op soek na wat? Tekens van skuld. Opregte kommer. Sy mediese opleiding het hom geleer om die kleinste besonderhede by pasiënte waar te neem, maar hy het gevind dat dit verskriklik moeilik was om die vrou van wie hy gehou het, te lees wanneer die verdagte sy persepsie begin vergiftig het. Sy is gestabiliseer, het hy uiteindelik geantwoord. Reino is by haar. Reino. Hoekom 'n allergis? Dit was net 'n ligte reaksie, was dit nie? Camilla se stem het effens gestyg. Ligte? Sy het 'n anafilaktiese reaksie gehad, Camilla. Dit kon noodlottig gewees het. Camilla het haar mond met haar hand bedek. O my God, ek het nie geweet nie, het nooit gedink nie. Wat presies het jy in haar sap gesit? Die vraag het tussen hulle gehang soos 'n vonnis. Camilla het vinnig geknip. Die aanvulling, natuurlik. Die een wat jy goedgekeur het. Dieselfde as altyd. Watter aanvulling, Camilla? Watter handelsmerk? Die formulering. Gustav se stem het harder geword met elke vraag. Dis daardie natuurlike een wat ons by die samestellingsapteek koop. Die kruiemiddel vir immuniteit. Sy het in haar handsak rondgegrawe. Ek het dit hier, ek kan dit wys sê. Gustav het sy hand uitgesteek. Gee dit vir my. Camilla het vir 'n byna onmerkbare oomblik gehuiwer voordat sy 'n klein botteltjie sonder etiket oorhandig het. Dis hierdie een. Dieselfde as altyd. Gustav het die botteltjie ondersoek. 'n amberkleurige vloeistof sonder identifikasie. As dokter het hy geweet dat geen wettige apteke medisyne sonder behoorlike etikettering sou lewer nie. Waar het jy dit gekoop? By die apteek naby die hospitaal. Die een waarheen ons altyd gaan. En dit het nie 'n etiket nie, want het in die bad geval, antwoord sy vinnig. Maar dis dieselfde, Gustav. Dieselfde wat Sophia al maande lank sonder probleme geneem het. Sonder probleme. Gustav se stem het verhef. Sy was bleek, swak met herhalende buikpyn.
Ons het 5 spesialiste die afgelope maande geraadpleeg. Noem jy dit sonder probleme? Camilla het 'n tree teruggegee, verras deur die intensiteit van die beskuldiging. Gustav, jy maak my bang. Jy praat asof ek opsetlik iets verkeerd gedoen het. Gedoen? Die vraag het uitgekom voordat hy dit kon keer. Camilla se gesig het verander, verontwaardiging het skok vervang. Hoe kan jy dit selfs voorstel na alles wat ons saam deurgemaak het? Ek is lief vir julle albei. Ek het my lewe daaraan gewy om vir Sophia te sorg sedert ons ontmoet het. Die trane het eg gelyk, die pyn in haar oë oortuigend. Gustav het gevoel hoe sy besluit gewankel het. Hoe kon hy aan haar twyfel? Dit was Camilla, die vrou wat vreugde terug in sy lewe gebring het, toe hy gedink het hy sou nooit weer glimlag nie. Dit was op daardie oomblik dat Julia in die gang verskyn het, haar oë wyd oop en op Camilla gefokus. Die straatkind het 'n paar meter daarvandaan gestop, duidelik bang om nader te kom, maar haar blik het 'n ontstellende sekerheid oorgedra. Sy lieg, het sy eenvoudig gesê. Camilla het omgedraai, haar gesig onmiddellik verhard. Jy het geen reg om hier te wees nie. Wagte. Iemand haal hierdie meisie hier weg. Hoekom is jy so bang vir haar? Vra Gustav, skielik wakker. Ek is nie bang nie. Ek is verontwaardig. Hierdie bedelaar val 'n restaurant binne, breek 'n venster, maak absurde beskuldigings, en nou is sy hier in die hospitaal en meng in met 'n delikate gesinsmoment. Julia het nie teruggedeins nie. Ek weet wat ek gesien het. Ek woon in die verlate motor naby julle huis. Ek sien alles deur die venster. Sy het direk na Gustav gekyk. Wanneer jy nie daar is nie, sit sy dinge in jou dogter se kos. Die meisie vra om dit nie te neem nie, maar sy dwing haar. Daarna word die meisie siek. Dit gebeur al maande lank. Camilla het senuweeagtig gelag. Dis absurd. Gustav, jy gaan tog nie die hallusinasies van 'n straatkind met duidelike geestesprobleme glo nie, of hoe? Sy probeer waarskynlik geld of aandag kry. Gustav het van Camilla se verontwaardigde gesig na Julia se vasberade gesig gekyk. Iets in die kalmte van die meisie, in die presisie van haar beskuldigings, het hom diep ontstel het. Hoe weet jy waar ons woon? Vra hy direk aan Julia. Acacialaan 287. Groot huis met 'n swart hek en kameras. Daar is 'n tuin met rooi blomme voor en 'n klein fontein. Jou motor is 'n swart Porsche. Die meisie gaan skool toe in 'n blou uniform met 'n bestuurder om 7:30. Die dame vertrek om 6:15 vir die hospitaal. Jy vertrek gewoonlik om 6:45. Die vlak van detail het Gustav sprakeloos gelaat. Dit was nie inligting wat iemand sou uitdink nie. Dit bewys dat sy 'n stalker is, het Camilla uitgeroep. Sy bespied ons. Het waarskynlik 'n siekfiksasie. Dit is 'n polisiegeval. Op daardie oomblik het Reino uit die noodkamer gekom, sy gesig ernstig. Sonder om die spanning in die gang te besef, het hy direk na Gustav gegaan. Ons het haar heeltemal gestabiliseer, maar ons moet oor die toetsresultate praat, het hy op 'n professionele toon gesê. Toe met die gespanne uitdrukkings opgemerk, het hy bygevoeg, in privaatheid. Camilla het 'n tree vorentoe gegee. Ek is hoofverpleegster en Gustav se verloofde. Ek het alle reg om. Net Gustav, het Reino ferm onderbreek. Vertroulike mediese sake. Voordat Camilla weer kon protesteer, het Gustav geknik en Reino terug na die kamer gevolg, en sy verloofde in die gang gelaat, haar gesig 'n mengsel van woede en toenemende vrees. Toe die deur agter hulle toegaan, het Reino na sy vriend gedraai. Gustav, ons het iets ontstellends in Sophia se bloed gevind, het hy kalm gesê. Daar is spore wat ooreenstem met progressiewe vergiftiging deur sekere krye wat, in lae dosisse, simptome soos die wat jy beskryf het, veroorsaak, en in hoër dosisse anafilaktiese skok kan veroorsaak. Gustav se wêreld het gelyk of dit in mekaar gestort. Selfs met die vermoedens wat reeds in sy gedagtes geplant was, was dit verwoestend om die wetenskaplike bevestiging te hoor. Watter soort krye, vra hy, sy stem byna onherkenbaar. Reino het 'n paar stowwe opgenoem en verduidelik hoe dit natuurlik, oënskynlik onskadelik, maar potensieel toksies was wanneer dit gekombineer en chronies aan 'n kind toegedien word. Is jy absoluut seker? Gustav het vasgeklou aan 'n laaste hoop. Ek het die toetse 2 keer laat herhaal, het Reino bevestig. En ek het reeds 'n analise van die inhoud van daardie botteltjie wat jy vashou, aangevra.
Gustav het na die klein houertjie in sy hand gekyk en gevoel asof hy 'n bom vashou. "Wat doen ek nou, Reino?" vra hy, sy stem gebreek. "As dit waar is as Camilla werklik, hoe kan ek dit konfronteer?" Reino het 'n hand op sy vriend se skouer geplaas. "Eerstens, Sophia is nou veilig. Tweedens, ons het die resultate van die botteltjie nodig om seker te wees. Derdens, het hy gehuiwer, dalk moet ons die owerhede bel." Gustav het sy oë vir 'n oomblik gesluit en gesukkel om sy kalmte te behou. Toe hy dit weer oopmaak, was daar 'n nuwe vasberadenheid in sy blik. "Ek sal die waarheid uitvind," het hy eenvoudig gesê. "En as iemand my dogter opsetlik seermaak." Hy het die sin nie voltooi nie, maar die glans in sy oë het duidelik gemaak dat daar gevolge sou wees. Aan die ander kant van die deur, in die gang, het Camilla stip na Julia gekyk, wat veilige afstand gehou het, maar nie haar blik afgewend het nie. "Jy het geen idee wat jy pas gedoen het nie," het Camilla gefluister, haar normaalweg warm oë nou koud soos ys. "Ek weet presies wat ek gedoen het," antwoord Julia met 'n volwassenheid bo haar jare. "Ek het daardie meisie gered. Die res maak nie saak nie." Wat geen een van die twee besef het nie, was dat Teresa, die Marijsgesin se huishoudster, teen die gang se muur geleun en alles gehoor het. Haar uitdrukking het van verwarring na afgryse oorgegaan terwyl die stukke van 'n verskriklike legkaart in haar gedagtes begin inpas het. Die Kaapstadse lig het in grys skakerings begin breek toe Julia wakker geword het in die verlate Fiat Uno wat sy die afgelope 8 maande haar tuiste genoem het. Die verhaal van hoe sy daar gekom het, was soos soveel ander in die strate van die grootste Suid-Afrikaanse metropool, 'n kombinasie van tragedie, verlating en pure oorlewing. Julia Santos, gebore in 'n gemeenskap aan die buitewyke van die stad, het onder die sorg van haar ouma, Tant Sannie Vermeulen, groot geword. Tant Sannie was 'n vasberade vrou wat gebak by 'n geïmproviseerde stalletjie verkoop het om haar kleindogter te onderhou na die verdwyning van die meisie se ma. Haar pa het Julia nooit geken nie. Ondanks die moeilikhede het haar ouma verseker dat sy skool bygewoon het en die basiese benodigdhede gehad het om met waardigheid te leef. Alles het verander toe Tant Sannie flou geval het terwyl sy pastye gebraai het. Die diagnose het vinnig en genadeloos gekom, 'n ernstige hartprobleem wat 'n duur en komplekse operasie vereis het. Sonder mediese fonds en met die birokrasie van die openbare stelsel in die gesig gestaar, is die bejaarde op 'n eindelose waglys geplaas. "As ons tog net 'n privaat dokter kon betaal," het haar ouma een aand gekla terwyl sy die medisyne geneem het wat sy skaars kon koop. Dit was in hierdie tyd dat Julia vir die eerste keer van Gustav Marijs gehoor het. 'n Buurvrou het gepraat oor die wonderdokter wat onmoontlike harte geopereer het en lewens gered wat ander as verlore beskou het. Maar sy het ook die astronomiese fooie genoem, onbereikbaar vir gewone mense. Vasberade om die enigste persoon te red van wie sy gehou het Julia begin om skool te mis om na die Lukas Hospitaal te gaan en ure lank by die personeel se ingang gewag net om die beroemde chirurg te sien. Op 'n koue oggend het sy uiteindelik moed bymekaar geskraap om hom te nader. "Asseblief, dokter," het sy gesmeek en 'n brief vasgehou wat sy met haar beste handskrif geskryf het. "My ouma het 'n hartoperasie nodig. Sy is al wat ek het." Die dokter, haastig en afgelei deur 'n belangrike oproep, het skaars na die meisie gekyk en iets gemompel oor die maatskaplike diens van die hospitaal te kontak, terwyl sy bestuurder haar sagkens weggestoot het. Die brief het in haar klein hand gebly. Toe sy daardie dag huis toe teruggekeer het sy die deur oopgebreek en die klein kroetwoning geplunder gevind. 'n Buurman met oë vol hartseer het vertel dat Tant Sannie weer ongesteld geword het en haastig na die ongevalle afdeling geneem is. Julia het desperaat na die naaste openbare hospitaal gehardloop, net om te ontdek dat sy te laat gekom het. Haar ouma was oorlede. Sonder bekende familie het die maatskaplike werker probeer om Julia na 'n skuiling te verwys. Maar die meisie, deur die verlies verwoes en met die gevoel dat die stelsel haar in die steek gelaat het met die eerste geleentheid gevlug. Die Kaapstadse strate het haar nuwe tuiste geword en daaglikse oorlewing haar enigste doel. Vir weke het sy doelloos rondgeswerf, onder afdakke geslaap, van oorskiet geleef en die harde kuns van onsigbaarheid geleer. Dit was gedurende hierdie tyd dat toeval, of dalk die noodlot, haar na Akasialaan gelei het, 'n boomryke straat in die elegante voorstad Frasnaaie. Op soek na 'n beskutte plek om die nag gedurende 'n storm deur te bring, het Julia die ou Fiat Uno ontdek, oënskynlik maande lank verlate op 'n leë erf omring deur bosse. 'n Paar meter van Gustav Marijs se luukse herhuis by Akasialaan 287. Die motor met die glas ongeskonde, maar bedek met stof, het haar skuiling geword.
Daarvandaan het sy 'n bevoorregte uitsig oor die agterkant van die eiendom gehad, dieselfde dokter wat nie tyd gehad het om haar brief te lees nie. Die ironie het Julia nie ontgaan nie. Die man wat haar ouma kon gered het daar gewoon in 'n privaat paleis terwyl sy met krummels oorleef het. Aanvanklik was dit 'n oefening in bitterheid om die familie se roetine dop te hou, 'n manier om 'n kindertydse wrok te voed. Kyk hoe hulle alles het en nie eens omgee nie, het sy gedink terwyl sy die bestuurder die ryk meisie skool toe in 'n ingevoerde motor sien neem het. Maar met verloop van tyd het iets verander. Julia het die hartseer in die dogtertjie se oë begin opmerk, die manier waarop die pa, altyd besig, selde teenwoordig was. Sy het besef dat rykdom geen waarborg vir geluk was nie. En toe het sy die aankoms van Camilla opgemerk. Aanvanklik het die verpleegster gelyk of sy nuwe energie in die huis gebring het. Selfs op 'n afstand kon Julia die glimlagte, die lewenslustige etes, die oënskynlike herlewing van die gesin sien. Maar ongeveer 2 maande na Camilla se intrek in die heerhuis, het iets ontstellends begin gebeur. Van die venster van die verlate motor af, met 'n paar gebreekte verkykers wat sy in die vullis gevind het Julia die eerste toneel aanskou wat haar interne alarm laat afgaan het, Camilla in die kombuis alleen, wat iets by Sophia se bord gevoeg het toe Teresa, die huishoudster, vir 'n oomblik uitgegaan het. 'n Sluipende beweging, byna onmerkbaar, gevolg deur 'n vreemde glimlag terwyl sy 'n klein botteltjie in haar handsak geberg het. Daar later het sy die ryk meisie gesien wat geweier het om te eet, terwyl Camilla aangedring het met 'n soetheid wat nie haar oë bereik het nie. Dis vir jou eie beswil, skat. Jou pa wil hê jy moet sterk word. Die daaropvolgende weke het 'n skrikwekkende transformasie gebring. Sophia, voorheen 'n kind met matige maar gesonde energie, het begin om konstante moegheid te toon. Haar wange, voorheen rooskleurig, het geleidelik bleek geword. Meer as een keer het Julia die meisie diskreet in die tuin sien opgooi na die etes. Iets is fout, het Julia vir haarself gemompel terwyl sy haar waarnemings in 'n notaboek wat sy in die vullis gevind het, gekrap het. Skryf 'n vaardigheid wat haar ouma altyd waardeer het haar manier geword om gedagtes te orden en op te teken wat sy gesien het. Vasberade om iets te doen, het sy haar pogings begin om iemand te waarsku. Eerstens het sy Teresa genader toe die huishoudster een oggend brood gaan koop het. Die meisie word siek, het sy sonder omhaal gesê. Die nuwe dame sit dinge in haar kos. Teresa het na die vuil en kaalvoet kind gekyk met 'n mengsel van jammerte en wantroue. Kyk hier, meisie, ek weet nie wat jy wil hê nie, maar as jy geld probeer kry, wees eerlik en vra. Ek wil nie geld hê nie. Ek praat die waarheid. Ek ken my. Camilla. Sy is 'n gerespekteerde verpleegster en is lief vir Sophia. Gaan dink stories uit op 'n ander plek voordat ek die sekuriteit bel. Dieselfde reaksie het van die bestuurder, die sekuriteitswagte van die kompleks en selfs 'n gereelde afleweringsman gekom. Niemand het geloofwaardigheid geheg aan 'n straatkind nie. Vir die wêreld was sy onsigbaar wanneer dit gerieflik was en 'n oorlas wanneer sy haarself laat opmerk het. In wanhoop het Julia selfs 'n anonieme nota aan der Marais geskryf: "Jou verloofde maak jou dogter siek. Let op die verandering in haar wanneer jy nie teenwoordig is nie." Sy het dit by die sekuriteitshek van die kompleks ingelewer, maar het nooit geweet of die dokter dit ontvang het nie. Sy het vermoed dat hy dit nie ontvang het nie, want niks het verander nie. Intussen het Sophia se toestand sigbaar versleg. Die meisie het nie meer in die tuin gespeel nie. Op sommige oggende kon sy skaars na die skoolmotor loop. Julia het alles met toenemende angs waargeneem en magteloos gevoel. Dit was toe dat sy, terwyl sy deur 'n weggegooide koerant blaai, die advertensie gesien het, Gustav Marais en sy verloofde Camilla du Toit sou 6 maande van hul verhouding vier met 'n diner by Te Kitchen. Die sosiale aantekening het selfs die tyd ingesluit. Julia het haar besluit geneem. As niemand haar woorde geglo het nie, sou hulle dalk haar aksies glo. Daardie aand by Te Kitchen sou haar laaste kans wees. Nou, ure na die dramatiese ingryping in die restaurant, het Julia op 'n stoel in die hospitaalgang gesit en die intense beweging waargeneem. Verpleegsters en dokters het haastig verbygegaan. Sommige het nuuskierige blikke na die straatkind gewerp wat, op een of ander manier, toestemming gekry het om daar te bly. 'n Paar meter daarvandaan het Teresa in 'n lae stem met 'n maatskaplike werker gepraat. Die huishoudster het diep ontstel gelyk en afgewissel tussen blikke na die deur waar Gustav en Reino gepraat het en na Camilla wat heen en weer geloop het soos 'n dier in 'n hok.
Die deur het uiteindelik oopgegaan en Gustav het uitgekom met 'n uitdrukking wat Julia nog nooit op sy gesig gesien het gedurende al die maande van waarneming nie, pure vrees gemeng met vasberadenheid. In sy hande het hy die klein amberkleurige botteltjie vasgehou. Die laboratorium is reeds besig om die inhoud te analiseer, het hy hardop gesê, en hom tot almal en niemand in die besonder gerig. Ons sal binne 'n paar uur resultate hê. Camilla het vinnig nader gekom. Gustav, ons moet in privaatheid praat. Dit alles is 'n verskriklike misverstand. Hy het haar vir 'n lang oomblik aangestaar. Misverstand. Sophia is in die issue, Camilla. Die voorlopige eksamens toon toksiese stowwe in haar organisme. Stowwe wat presies ooreenstem met wat hierdie meisie, het hy na Julia gewys, probeer waarsku het. Jy kan haar tog nie glo nie. Camilla se stem het 'n oktaaf gestyg. 'n Bedelaar wat duidelik geestesprobleme het. Probeer waarskynlik geld of. Jy het gesê jy het net die vitamiene-aanvulling bygevoeg wat ek goedgekeur het Gustav koud onderbreek. Maar die waarheid, Camilla, is dat ek nooit enige aanvulling goedgekeur het nie. 'n Swaar stilte het oor die gang geval. Teresa het haar hande na haar mond gebring en 'n uitroep verstik. Ek het gedink dat hy. Camilla het gestotter en vir die eerste keer haar kalmte verloor. Dit was 'n misverstand. Ek het gedink jy het ingestem toe ek genoem het. Ek het nooit ingestem nie. Gustav se stem was pure ys. Ek sou nooit enigiets voorskryf sonder om Sophia se spesialiste te raadpleeg nie, veral met die simptome wat sy getoon het. En enige verpleegster met jou ervaring sou dit weet. Camilla het 'n tree teruggegee, haar gesig het sigbaar bleek geword. Ek word onregverdig beskuldig. Ek sou Sophia nooit opsetlik seermaak nie. Dit is 'n nagmerrie. Dit was toe dat Teresa 'n tree vorentoe gegee het, haar gesig 'n masker van skuld en vasberadenheid. Gustav, daar is iets wat ek moet vertel. Almal se oë het na die huishoudster gedraai, wat senuweeagtig haar voorskoot tussen haar vingers gewring het. Ongeveer 3 maande gelede het ek botteltjie soortgelyk aan hierdie een in Camilla se kamer gevind, het sy begin en vir my om direk na die verpleegster te kyk. Toe ek daaroor gevra het sy gesê dit is natuurlike vitamiene vir Sophia, deur die goedgekeur. Haar stem het geval, ek het opgemerk dat die meisie slegter geword het nadat sy geëet het wat Camilla voorberei het, maar ek wou dit nie glo nie, wou nie dink nie. Leonard. Camilla het na Teresa gevorder, maar is gestop deur Reino, wat stilweg agter haar verskyn het. Jy dink dit uit. Jy was nog altyd jaloers op my verhouding met Sophia. Gustav het sy hand opgelig en die toenemende oproer stilgemaak. Teresa, hoekom het jy dit nie vroeër gesê nie? Die huishoudster het haar oë neergeslaan, trane het oor haar gerimpelde wange gestroom. Ek het probeer, dokter. Verskeie kere het ek probeer noem dat Sophia nie goed was nie, dat iets fout was. Maar u was so gelukkig met my. Camilla. En sy het altyd die simptome verduidelik as stres, of seisonale allergie, of emosionele sensitiwiteit as gevolg van die nuwe verhouding nie. En ek het dit geglo, het Gustav bitterlik bygevoeg. Want dit was gerieflik om te glo. Op daardie oomblik het 'n jong dokter haastig nader gekom. Marais, ons het u in die ietsie nodig. Sophia is wakker en vra na haar pa. Gustav het onmiddellik na die dubbeldeure beweeg, maar vir 'n oomblik langs Julia gestop. Dankie, het hy eenvoudig gesê, sy stem gelaai met emosie. Jy was die enigste een wat werklik gesien het. Sodra hy by die gang verdwyn het Camilla gelyk of sy verwelk, haar hele trotse houding het in mekaar gestort. Sy het teen die muur geleun en rondgekyk soos 'n dier in 'n hoek. Haar blik het Julia se ontmoet en vir 'n oomblik het iets onsyferbaars tussen hulle deurgegaan. Hoekom, vra Julia, haar stem klein maar ferm. Hoekom haar seermaak? Tot almal se verbasing het Camilla geantwoord, haar stem byna 'n fluistering, ek wou nie seermaak nie. Ek wou nooit seermaak nie. Reino het 'n tree vorentoe gegee. Ek dink dit sal beter wees as ons hierdie gesprek op 'n meer private plek voortsit, het hy voorgestel, sy stem professioneel maar ferm. May. Die toit, asseblief, vergesel my na die konferensiekamer. Die maatskaplike werker en ek wil graag 'n paar vrae vra. Camilla het meganies geknik en skielik uitgeput en verslaan gelyk. Terwyl sy deur die gang gelei is, het sy 'n laaste blik na Julia gewerp, nie van woede of wrok nie, maar iets meer kompleks, byna erkenning.
Teresa het Julia genader en swaar op die stoel langs haar gaan sit. Ek moes aandag gegee het sy gemompel, meer vir haarself as vir die meisie. Al die tekens was daar. Dis nie jou skuld nie, antwoord Julia, verras deur haar eie deernis vir die vrou wat haar voorheen verwerp het. Volwassenes sien wat hulle wil sien. Teresa het die vuil maar skerpsinnige kind se gesig bestudeer. Hoe weet jy geweet? Hoe was jy seker? Julia het haar skouers opgetrek, 'n gebaar wat kontrasteer met die volwassenheid in haar oë. Ek kyk na mense. As jy niks het nie, leer jy om alles te sien. Die huishoudster het stadig geknik, nuwe begrip het in haar blik verskyn. En nou? Wat gaan met jou gebeur na alles? Die vraag het in die lug gehang, onbeantwoord. Vir Julia was die toekoms altyd 'n vaag konsep, beperk tot die volgende dag, die volgende maaltyd. Vir die eerste keer in maande het sy haarself toegelaat om iets anders as die dringendheid van oorlewing te voel, 'n diep moegheid, byna 'n oorgawe. Ek weet nie, antwoord sy eerlik. Ek het nooit verder as vandag gedink nie. Intussen in die pediatriese isie het Gustav Sophia se brose hand vasgehou en met verligting die klere waargeneem wat stadig na sy dogter se gesig teruggekeer het. Die meisie, steeds aan monitors en met 'n binnehaarse lyn gekoppel, het flou geglimlag. Papa, haar stem was net 'n fluistering, die meisie van die restaurant, sy was reg. Gustav het gevoel hoe sy hart saamtrek. Het jy geweet? Sophia het stadig geknik. Ek het probeer sê dat ek sleg gevoel het nadat ek die vitamiene geneem het, maar Tannie Camilla het gesê dis vir my eie beswil dat jy hartseer sou wees as ek nie sterk geword het nie. Die emosionele manipulasie was selfs vir 'n 8-jarige kind duidelik. Gustav het teen die golf van skuldgevoelens geveg wat hom gedreig het om te verstik. Hoe kon hy so blind gewees het? Ek is nou hier, het hy beloof en sy dogter se voorkop gesoen. En ek sal vir jou sorg. Niemand sal jou meer seermaak nie. Sophia se oë, soos Mariana se, het hom aangestaar met 'n wysheid bo haar jare. Die meisie. Sy het so alleen gelyk, papa. Soos ek voorheen gevoel het. Sy is nou veilig, het Gustav verseker, alhoewel hy nie presies geweet het hoe hy daardie belofte sou nakom nie. Kan ons haar help, vra Sophia, haar ore het reeds van moegheid gesluit. Ja, antwoord Gustav, 'n idee het stadig in sy gedagtes gevorm. Ja, ons kan. Terwyl Sophia weer aan die slaap geraak het Gustav nagedink oor die pad wat voor hom gelê het. Sy perfekte en beheerde wêreld het binne ure in mekaar gestort en pynlike waarhede oor vertroue, vooroordeel en sy eie vrywillige blindheid geopenbaar. Maar in die rennes was daar dalk die geleentheid om iets meer autentiek, meer menslik op te bou. In die gang het Julia die beweging van die hospitaal met moe oë waargeneem. Vir maande het daardie familie die sentrum van haar bestaan beset, eers as 'n simbool van onreg, toe as die voorwerp van haar beskermende waarneming. Nou dat haar missie voltooi was, het sy haarself vreemd leeg, sonder doel gevoel. Die maatskaplike werker het teruggekeer en langs haar gaan sit met 'n notaboek. Julia, ons moet oor jou volgende stappe praat. Het jy enige familie wat ons kan kontak? Die meisie het haar kop negatief geskud. Ek het net my ouma gehad. Ek verstaan. Die vrou het 'n paar aantekeninge gemaak. Wel, ons sal 'n tydelike skuiling reël terwyl ons 'n permanente oplossing soek. Julia het die skrif reeds geken, oor volskuilings, tydelike families, die geïnstitusionaliseerde onsigbaarheid. Maar sy was te moeg om weerstand te bied. Dalk sou dit hierdie keer anders wees. Of dalk nie. Die belangrikste was dat Sophia veilig was. Die res sou net nog 'n bladsy wees in haar jong, maar reeds lang verhaal van oorlewing. Wat sy nie geweet het nie, was dat 'n paar kamers verder Sophia Marais pas 'n idee geplant het wat die verloop van 3 lewens vir altyd sou verander. En dat soms die mees onwaarskynlike helde 'n tuiste vind op die mees onverwagte plekke. Die eerste sonstrale van 'n besonder koue oggend in Kaapstad, 3 maande voor die insident by Te Aketchen, het Julia agter 'n hortensia bosie in die Marais herhuis se tuin gevind. Dit was riskant om so naby aan die huis te kom, maar nuuskierigheid het die vrees oorwin nadat sy vir die 3de keer daardie week gesien het hoe Sophia skool toe gaan, feitelik haar voete sleep. So anders as die meisie wat sy aan die begin van haar waarnemings dopgehou het. Met die verslete notaboek op haar knieë gebalanseer, het Julia elke detail noukeurig aangeteken, soos haar ouma haar geleer het. Skryf is mag, meisie, het tant Sannie Vermeulen altyd gesê. Wanneer ons skryf, vergeet ons nie.
En wanneer ons nie vergeet nie, kan ons bewys. Die bladsy het reeds 'n kronologiese lys van kommerwekkende gebeure bevat. Dag 12, die mooie dame, Camilla, het vroeg gekom. Het Teresa na die mark gestuur. Alleen met die ryk meisie, Sophia, gebly. Het 'n klein botteltjie uit haar handsak gehaal toe sy gedink het niemand sien nie. Druppels in die melk gesit. Die meisie het dit gedrink en 'n grimas gemaak. Dag 15, die ryk meisie het in die tuin opgegooi na middagete. Die mooie dame het voorgegee sy sien dit nie, maar het geglimlag toe sy deur die venster gekyk het. Dag 18, die ryk meisie het nie aandete wou eet nie. Die mooie dame het aangedring. Die dokter was nie daar nie. Het gesê die pa sou hartseer wees as sy nie alles geëet het nie. Die meisie het gehuil maar geëet. En so het die aantekeninge voortgegaan, dag na dag, wat die geleidelike agteruitgang van Sophia se gesondheid en die steeds meer beheerende gedrag van Camilla aangeteken het. Julia het nie heeltemal verstaan wat gebeur het nie, maar sy het geweet dat iets fout was, verskriklik verkeerd. Daardie oggend was haar doel om nader te probeer sien wat Camilla in Sophia se kos gesit het. Deur gebruik te maak van die feit dat die tuinier die syek oopgelaat het Julia daarin geslaag om in die tuine van die herehuis in te sluip. Van die bosie waar sy weggekruip het sy 'n bevoorregte uitsig op die kombuis gehad deur die wye glasvenster. Binne die huis het Camilla ontbyt voorberei. Teresa het uitgegaan om vars brood te koop en Damaris was in die bad. Julia het die oggendroetine van die gesin reeds geken asof dit haar eie was. Dit was die perfekte oomblik vir Camilla. Die verpleegster het 'n oënskynlik normale kas oopgemaak, maar toe iets agterin gedruk wat 'n geheime kompartement onthul het. Daaruit het sy nie een nie, maar 3 verskillende botteltjies gehaal, almal sonder etiket. Met die presisie van iemand wat mediese prosedures bemeester, het sy 'n paar druppels van elkeen in Sophia se yoghurt gemeet, dit versigtig gemeng, en toe die botteltjies na die wegkruipplek teruggesit, dit toemaak voordat iemand dit kon opmerk. Julia het elke beweging aangeteken, haar hart wat vinniger geklop het. Dit was nie net 'n vitamienaanvulling nie, dit was iets opsetlik versteek, iets geheims. Haar wantroue het elke dag gegroei. Toe Sophia minute later die kombuis binnegekom het Julia onmiddellik opgemerk hoe die meisie verander het sedert sy haar begin dopgehou het. Die wange, voorheen rooskleurig, was bleek. Haar oë het hul glans verloor. Selfs haar houding was anders, skouers afgaan, tree gesleep. Sy het soos 'n verbleikte weergawe van haarself gelyk. "Goeiemôre, skat," het Camilla met oormatige soetheid uitgeroep. "Ek het jou gunsteling yoghurt met vrugte voorberei." Sophia het sonder entoesiasme na die bak gekyk. "Ek is nie honger nie, tannie Camilla." Camilla se gesig het byna onmerkbaar verhard. "Sophia, jy moet eet. Jy is so maar jou pa is bekommerd oor jou gesondheid." "Maar dis nadat ek geëet het dat ek sleg voel," het die meisie in 'n lae stem geprotesteer. "Dit is omdat jou liggaam aanpas by die behandeling," het Camilla geantwoord, haar stem professioneel. "Onthou wat ons bespreek het, dis spesiale vitamiene sodat jy sterk kan word soos jou ma wou hê." Met die vermelding van Mariana het Sophia haar oë neergeslaan. Camilla het geglimlag, tevrede met die effek van haar woorde, en die bak nader geskuif. "Net 'n paar lepels vol vir my. Om jou pa trots te maak." Teesinnig het Sophia begin eet. Julia het magteloos waargeneem, wetende dat sy iets verskrikliks aanskou, maar sonder om in te gryp, sonder om haarself bloot te stel. Dit was toe dat sy Teresa se stem van die agterkant van die huis hoor naderkom het. In paniek het sy vinnig teruggedeins en haar kosbare notaboek laat val. Daar was nie tyd om dit te herwin nie, sy sou later moes terugkom. Toe sy teen die aand teruggekeer het, was die notaboek verdwyn. Desperaat het Julia die bosse, die hele tuin deursoek, maar geen teken gevind nie. Sy het haarself verslaan gevoel, sy het die enigste konkrete bewys wat sy gehad het, verloor. Wat sy nie geweet het nie, was dat die notaboek deur Camilla gevind is, wat op daardie presiese oomblik daardeur geblaai het, haar gesig 'n masker van beheerde woede terwyl sy die gedetailleerde waarnemings van die straatkind gelees het. "So ons het 'n klein spioen," het sy vir haarself gemompel terwyl sy die kaggel met die kompromitterende bladsy gevoer het en gekyk het hoe dit in as verander. Die volgende oggend is 'n nuwe sekuriteitskamera geïnstalleer, presies na die bosse gerig waar Julia weggekruip het. Gedwing om afstand van die huis te hou, het die meisie nie moed opgegee nie. Sy het teruggekeer na haar oorspronklike waarnemingspos, die verlate Fiat Uno met uitsig oor die agterkant van die herehuis.
daarvandaan met die gebreekte verkykers, het sy haar waarneming voortgesit en 'n nuwe notaboek begin met die inligting wat sy kon onthou. 2 weke na die insident van die verlore notaboek het Julia iets aanskou wat haar ergste vermoedens bevestig het. Sophia het in die tuin flou geval terwyl sy alleen gespeel het. Camilla, wat veronderstel was om haar toe te sien, het te lank geneem om op te merk en slegs gereageer toe Teresa uit die kombuis gehardloop het en om hulp geskree het. Terwyl Demarais haastig van die hospitaal afgeroep is en 'n klein opskudding in die huis gevorm het, het Julia duidelik die uitdrukking op Camilla se gesig gesien toe niemand gekyk het nie, nie kommer nie, maar 'n berekende tevredenheid, byna plesier. Dit was op daardie oomblik dat Julia verstaan het, Camilla het nie net probeer om Sophia siek te maak nie, sy wou hê die meisie moes heeltemal afhanklik van haar word, sy wou gesien word as die redder, die onmisbare versorger. Dit was 'n siek spel van beheer en aandag. Vasberade om die waarheid bloot te stel, het Julia haar pogings verskerp om iemand te waarsku, enige persoon wat Sophia kon help. Eerstens het sy weer met Teresa probeer en haar een oggend by die busstop gewag. "Asseblief, luister na my," het sy gesmeek en die huishoudster se arm vasgehou. "Die meisie word al hoe slegter. Die verpleegster sit dinge in haar kos, ek het die botteltjies in 'n geheime kompartement in die kombuiskas gesien." Teresa het vir 'n oomblik gehuiwer, iets in haar oë het voorgestel dat sy net dalk, begin het om haar eie twyfel te hê. Maar die oomblik het vinnig verbygegaan. "Meisie, ek het reeds gesê om op te hou met hierdie stories," het sy geantwoord en haar arm getrek. Camilla is 'n opgeleide verpleegster, weet wat sy doen. Sophia het gesondheidsprobleme gehad sedert haar ma sonder haar ma was. "Jy het hulp nodig, nie om dinge uit te dink nie." "Ek dink dit nie uit nie," het Julia geprotesteer, trane van frustrasie het in haar oë opgekom. "Hoekom glo niemand my nie?" Die antwoord het gekom in die vorm van 'n blik van jammerte en ongeduld. "Omdat jy 'n straatkind is, en almal weet dat jy lieg om te kry wat jy wil hê." Die woorde het Julia soos 'n klap getref. Dit was dit, dan. Haar woord was niks werd teen die van 'n gerespekteerde verpleegster nie, bloot omdat sy op straat gewoon het. Die onreg was oorweldigend. Volgende op haar lys was die bestuurder wat Sophia skool toegeneem het. Julia het om een oggend in die motorhuis gewag, tussen die motors versteek. "Meneer," het sy geroep toe hy alleen was en die voertuig voorberei het. "Die meisie wat u skool toeneem, word vergiftig." Die man het geskrik, toegefrons toe hy Julia herken. "Jy weer. Teresa het my van jou vertel. Kyk, as jy geld of kos nodig het, praat met maatskaplike dienste, moenie sulke absurde stories uitdink nie." "Ek dink dit nie uit nie. Kyk na haar, sy word elke dag swakker. Vra haar hoe sy voel nadat sy geëet het wat Camilla voorberei." Die bestuurder het sy gesig het effens versag. "Luister, kleintjie, ek verstaan dat die lewe op straat moeilik is. Maar Demarais is 'n goeie man en Camilla is 'n gesondheidswerker. As die meisie Sophia siek is, weet hulle beter as enige iemand hoe om vir haar te sorg. Maar hy sien dit nie. Sy doen dit net wanneer hy nie kyk nie." Julia het nou geskree, desperaat om gehoor te word. "Genoeg van hierdie waansin." Die man het sy geduld verloor. "Gaan weg hier voordat ek die sekuriteit bel. En moenie terugkom nie." Weer verslaan het Julia teruggedeins. Maar sy het nie moed opgegee nie. Sy het 'n sekuriteitswag, 'n bediende van die buurhuis, selfs die posman probeer, almal het haar met dieselfde kombinasie van wantroue en minagting behandel. In 'n laaste desperate poging het Julia 'n nota direk aan Demarais geskryf. "Dokter, u dogter word geleidelik deur u verloofde vergiftig. Let asseblief op. Sy sit net die dinge in die kos wanneer u nie kyk nie. Die meisie word al hoe sieker. Glo my asseblief." Met die skoonste klere wat sy kon vind, het sy die nota by die sekuriteitshek van die kompleks ingelewer en die portier gesmeek om dit persoonlik aan die dokter te oorhandig. Die man het beloof hy sou, maar sodra Julia omgedraai het, het hy die herehuis gebel. Dit was Camilla wat geantwoord het en afgekom het om die koevert te haal. Daardie aand het Julia met wanhoop waargeneem terwyl nog 'n nota deur die vlamme van die kaggel verteer is. Die daaropvolgende dae het nuwe uitdagings gebring. Addisionele kameras is rondom die eiendom geïnstalleer. 'n Ekstra sekuriteitswag is aangestel om die omtrek te patrolleer. Die boodskap was duidelik, die versteurde stalker was nie meer welkom in die omgewing nie.
Gedwing om nog meer afstand te hou, het Julia voortgegaan om te waarneem wat sy kon. Die patroon was onmiskenbaar. Elke week het Sophia swakker, bleker gelyk. Sy het gereeld skool gemis. Spesialiste het gereeld die huis begin besoek. Op 'n reënerige middag, weggesteek onder 'n boom met uitsig op die herehuis se ingang, het Julia 'n ambulans sien aankom. Sophia is bewusteloos uitgedra terwyl Marais in paniek gevolg het. Camilla, langs hom, was die perfekte beeld van die toegewyde en besorgde verloofde. Daar later het die meisie huis toe teruggekeer, broser, maar lewendig. En Camilla het gelyk of sy nog meer beheer oor die situasie verkry het, en het feitelik alle sorg vir Sophia oorgeneem, en sodoende haar posisie as onmisbaar gekonsolideer. Dit was toe dat Julia die advertensie in die koerant gesien het oor die viering by The Kitchen. Dit was haar laaste kans. As Sophia op hierdie tempo van agteruitgang voortgegaan het, sou sy nie veel langer uithou nie. Wanhoop het desperate maatreëls vereis. Die aand voor die diner kon Julia nie slaap nie. Sy het verskeie kere geskets wat sy sou sê, hoe sy die dokter sou nader, hoe sy almal sou laat verstaan. Sy het geweet dit sou haar enigste geleentheid wees, en sy sou waarskynlik daarna deur die polisie geneem word. Maar as dit Sophia sou red, sou dit die moeite werd wees. Môre het sy vir haarself gemompel terwyl sy na die ligte van die herehuis deur die gebreekte venster van die Fiat Uno gekyk het. Môre sal almal na my moet luister. Die oggend van die viering het bewolk aangebreek, met die belofte van 'n donderstorm, 'n voorbode van die drama wat daardie aand sou ontvou. Julia het die dag deurgebring en haar plan noukeurig gevolg. Eerstens het sy The Kitchen opgespoor en sy in- en uitgange bestudeer. Daarna het sy naby die herehuis weggekruip om die tyd te bevestig wanneer die gesin sou vertrek. Sy het waargeneem toe die swart Porsche die eiendom omstreeks 7:00 die aand verlaat het. Sophia was op die agtersitplek, bleker as ooit, byna spookagtig onder die stadsligte. Camilla, skitterend in haar groen rok, het geglimlag asof sy die beste oomblik van haar lewe beleef. Julia het deur die Kaapstadse strate gehardloop soos nog nooit tevore nie, vasberade om by die restaurant te kom voordat dit te laat was. Haar gedagtes was gefokus op 'n enkele missie, om iemand, enige persoon, uiteindelik die waarheid oor Camilla du Toit te laat hoor. Wat sy nie geweet het nie, was dat Teresa, terwyl sy gehardloop het, alleen in die Marais herehuis se kombuis gesit het, 'n koppie tee wat koud geword het voor haar, terwyl sy oor die onlangse gebeure nagedink het. Die huishoudster het uiteindelik die stukke van die legkaart begin saamvoeg. Die oomblikke wanneer Sophia siek geword het altyd saamgeval met die etes wat deur Camilla voorberei is. Die verpleegster se aandrang dat Teresa gedurende sekere tye afwesig moes wees. Die botteltjie sonder etiket wat sy een keer gevind het, versteek agter in 'n laai. Maar veral het sy Sophia se verskrikte blik die vorige oggend onthou, toe Camilla aangekondig het dat sy 'n spesiale sap met vitamiene vir haar sou voorberei om na die restaurant te neem. Om te verseker dat jy sterk is vir die viering, het sy gesê met haar perfekte glimlag. My God, het Teresa vir die stilte van die leë kombuis gefluister, was daardie straatkind die hele tyd reg. Op daardie presiese oomblik, kilometers daarvandaan, het Julia buite The Kitchen gestaan en moed bymekaar geskraap vir wat sy moes doen. Deur die elegante glasvenster kon sy die familie reeds by die beste tafel sien sit. Die dokter het geglimlag, onbewus. Camilla het gestraal. Sophia het soos 'n porseleinpop gelyk, broos en gebreek. Toe het dit gebeur. Camilla het oor die tafel geleun, iets diskreet uit haar handsak gehaal en dit by Sophia se sap gevoeg. Dieselfde slypende beweging wat Julia die afgelope maande tientalle kere waargeneem het. Dieselfde berekenende uitdrukking wanneer niemand gekyk het nie. Daar was nie meer tyd vir subtiele planne nie. Op die sypaadjie voor die restaurant het Julia 'n dekoratiewe klip in die suurtuin gevind. Sonder om 2 keer te dink, het sy dit met al die krag van haar 10 jaar op straat teen die glas gegooi. Die impak van die glas wat gebreek het, was oorverdowend. Kliënte het geskree, kelners het gehardloop. Maar Julia het niks daarvan gesien nie. Haar oë was gefokus op die man wat haar ouma kon gered het, die man wie se dogter sy vasberade was om te red. Jou verloofde wil jou dogter vergiftig, het sy met al die krag van haar longe geskree. Tyd het gelyk of dit vries. Marais verlam. Camilla verontwaardig. En toe, as 'n verskriklike bevestiging van alles wat Julia probeer waarsku het Sophia 'n angstige kreun uitgestoot, haar hande na haar maag gebring en van die stoel afgeval in styptrekkings. Die chaos wat gevolg het, was soos 'n nagmerrie in stadige aksie.
Mense het geskree, dokters is geroep, die ambulans het gekom. In die middel van die verwarring het Julia onbeweeglik gebly, bloeiend van die snyplekke van die gebreekte glas, maar vreemd kalm. Uiteindelik sou iemand moes luister. Uiteindelik sou die waarheid aan die lig kom toe Marais beveel het dat sy saam na die hospitaal geneem word, het Julia geweet dat sy daarin geslaag het. Camilla se masker het begin kraak en geen hoeveelheid glimlagte, valse trane of professionele verduidelikings kon die waarheid veel langer wegsteek nie. In die ambulans, terwyl sy die paramedici dopgehou het wat gesukkel het om Sophia te stabiliseer, het Julia 'n vreemde mengsel van triomf en hartseer gevoel. Sy gedoen wat gedoen moes word. Wat ook al nou met haar gebeur het, of dit gevangenis, skuiling of terugkeer na die strate was, het nie saak gemaak nie. Die enigste ding wat saak gemaak het, was dat sy vir die eerste keer in haar kort en moeilike lewe daarin geslaag het om 'n verskil te maak. 'n Ryk meisie wat sy nooit persoonlik geken het nie, sou nog 'n dag asemhaal as gevolg van 'n straatkind wat almal geïgnoreer het. Dit was 'n klein oorwinning in die groter skema van dinge. Maar vir Julia, wat alles en almal verloor het, was dit genoeg. Meer as genoeg. Die konferensiekamer van die Lukas Hospitaal is omskep in 'n geïmproviseerde ondersoeksentrum. Op die wit mure, nou bedek met eksamens, grafieke en aantekeninge, het die mediese legkaart ontvou wat kon verduidelik wat werklik met Sophia Marais die afgelope maande gebeur het. Reino Meyer, 'n spesialis in toksikologie en allergologie, het die vergadering gelei met die presisie van iemand wat gewoond is aan die oplossing van komplekse gevalle. Rondom hom was 'n span dokters wat hy persoonlik gekies het, almal van sy volle vertroue en sonder direkte verbindings met Camilla. Wat ons hier het Reino verduidelik terwyl hy na 'n reeks bloedtoetse wat chronologies georganiseer is, gewys het, is 'n konstante patroon van progressiewe toksisiteit. Gustav, wat met diep donker kringe na 'n nag sonder slaap langs Sophia se bed aan die punt van die tafel gesit het die inligting probeer verwerk met die objektiviteit van 'n dokter, nie die paniek van 'n pa nie. Maar met elke nuwe skyfie, elke nuwe data wat aangebied is, het hy gevoel hoe sy wêreld 'n bietjie meer in mekaar gestort het. Die eerste eksamens 4 maande gelede uitgevoer toe Sophia ons spesifieke simptome begin toon het niks afdoende getoon nie, het Reino voortgegaan. Maar nou, terugskouend en met die nuwe merkers wat ons gevind het, is die patroon onmiskenbaar. Op die projeksieskerm het 'n grafiek verskyn met stygende lyne wat die teenwoordigheid van spesifieke stowwe in Sophia se organisme verteenwoordig het. Dit is die konsentrasies van 3 krye verbindings wat, afsonderlik, onskadelik of selfs voordelig is in toepaslike dosisse, het 'n toksikoloog van die span verduidelik. Maar gekombineer en chronies toegedien, veral by 'n kind met Sophia se spesifieke genetiese samestelling, skep dit 'n sinergistiese toksiese effek. Hoe het dit nie vroeër verskyn nie, vra Gustav, die frustrasie duidelik in sy stem. Ons het 5 verskillende spesialiste geraadpleeg. Reino het gesig. Omdat niemand spesifiek hiervoor gesoek het nie. Dit is natuurlike kruiestowwe, nie konvensionele gifstowwe wat rooi vlae in roetineondersoeke sou opsteek nie. En elke dokter wat geraadpleeg is, het Sophia net 1 keer gesien, sonder die voordeel van die longitudinale siening wat ons nou het. En sonder om te weet dat iemand opsetlik die simptome kon veroorsaak, het 'n neuroloog, Karina Rossouw, bygevoeg. 'n Swaar stilte het oor die kamer geval. Die implikasie was duidelik en monsteragtig. Oor die botteltjie saam met Camilla gevind, het Reino voortgegaan en na die volgende skyfie oorgeskuif. Die analise het ons vermoedens bevestig. Dit bevat 'n verhoogde konsentrasie van dieselfde verbindings wat in Sophia se bloed gevind is, benewens 'n potensierende middel wat absorpsie verhoog. Dit verduidelik hoekom die reaksie in die restaurant so ernstig was, het Karina opgemerk. Die dosis was hoër as die vorige, waarskynlik om 'n sigbare effek tydens die feesdiner te verseker. Gustav het sy gesig met sy hande bedek vir 'n oomblik en diep asem gehaal om sy kalmte te behou. En die ander botteltjies wat Teresa genoem het, is nog nie opgespoor nie, het Reino geantwoord. Die polisie is besig om 'n deeglike soektog in die woning uit te voer, maar Camilla het gelyk of sy versigtig was om bewyse te versteek of weg te gooi. Op daardie oomblik het die deur van die kamer oopgegaan. 'n Speurder van die siviele polisie, wat aan die saak toegewys is weens die erns van die beskuldigings en Gustav se prominensie, het ingekom met 'n leer in die hand. Marais, Meyer, het hy met 'n knik gegroet. Ons het 'n paar opdaterings oor die ondersoek in die woning. Almal het onrustig in hul stoele reggeskuif, gretig vir nuwe inligting.
Die forensiese span het 'n geheime kompartement agter in 'n kombuiskas gevind, presies soos die meisie Julia beskryf het speurder Paul Rout berig. Dit was leeg, maar voorlopige toetse het reste van dieselfde verbindings gevind wat in die botteltjie wat in die restaurant in beslag geneem is, gevind is. Soos sy het die waarheid gepraat, het Gustaf gemompel, mengsel van verligting en afgryse in sy stem. Al hierdie tyd. En ons het dit ook gevind, het die speurder voortgegaan en 'n klein, verslete notaboek, beskerm deur 'n plastieksak vir bewyse, op die tafel geplaas. Dit was versteek tussen mee. Die Toit se persoonlike besittings binne 'n geslote boks. Gustaf het die plastieksak versigtig geneem en die notaboek met toenemende perpleksiteit waargeneem. Die bladsye was gedeeltelik verbrand, maar dit was steeds moontlik om 'n kinder se handskrif te onderskei wat datums, tye en aksies noukeurig gedokumenteer het, alles wat Camilla en Sophia betrek het. Dis hare, het hy gesê en onmiddellik die verband herken. Van Julia. Sy het werklik alles dopgehou. En daar is meer, het die speurder bygevoeg en 'n klein pink omslag dagboek met 'n gebreekte hangslot op die tafel geplaas. Ons het dit in Mei. Die Toit se kamer gevind. Ek dink jy moet dit sien. Met effens bewende hande het Gustaf die dagboek oopgemaak. Die bladsye was gevul met Camilla se elegante handskrif, wat gedagtes en planne breedvoerig beskryf het wat rillings langs sy ruggraat gestuur het. 2 Maart het hy hardop gelees. Sophia weerstaan steeds die behandeling. Dring aan dat sy sleg voel nadat sy die aanvullings geneem het. Gustaf bly blind geobsedeer met werk soos altyd. Ek moet die dosis geleidelik verhoog, hoe meer afhanklik sy van my sorg word, hoe onmisbaarder word ek vir hierdie gesin. Hy het die bladsy omgedraai en toenemende naarheid gevoel. 15 April. Nog 'n floute vandag, presies soos beplan. Gustaf besef uiteindelik die erns van die situasie. Het nog 2 spesialiste gebel, albei onbevoeg. Niemand vermoed dat die natuurlike aanvullings die oorsaak is nie. Ek is die perfekte verpleegster, die perfekte verloofde, die perfekte toekomstige ma, almal bewonder my toewyding. As Sophia so aanhou, sal ek binnekort totale beheer oor haar sorg hê en oor Gustaf se besluite. Die dokter het die dagboek toegemaak, onbevoeg om verder te lees. Sy wetenskaplike verstand, opgelei om bewyse en diagnoses koud te analiseer, het nou gesukkel om die berekende wreedheid wat op die bladsye beskryf is, te verwerk. Hoekom, vra hy, meer vir homself as vir die ander in die kamer? Hoekom dit aan 'n onskuldige kind doen? Karina, wat benewens neuroloog ook opleiding in psigiatrie gehad het versigtig geantwoord. Volgens wat ons hier sien, en sonder om 'n formele diagnose te maak sonder direkte evaluering, blyk daar elemente te wees wat ooreenstem met Munchausen-sindroom by volmag. Verduidelik, het die speurder gevra en vinnig aantekeninge gemaak. Dit is 'n psigiatriese toestand waar die versorger, gewoonlik die ma of moederlike plaasvervanger, opsetlik siekte veroorsaak of vervals by 'n persoon onder hul sorg, tipiese kind, het die dokter verduidelik. Die doel is om aandag, simpatie en erkenning te verkry vir hul rol as toegewyde versorger. Dit gaan nie oor die haat van die slagoffer nie, dit gaan oor wat die slagoffer se siekte aan die oortreder bied. Camilla het altyd so toegewyd gelyk, het Gustaf gemompel en onthou hoe almal in die hospitaal haar toewyding geprys het, hoe die Kaapstadse hoë samelewing haar toewyding aan die verloofde se dogter geprys het. Dit is presies die punt, het Karina opgemerk. Mense met hierdie versteuring lyk dikwels soos voorbeeldige versorgers. Dit is wat hul sin van identiteit en waarde voed, om gesien te word as heiliges, as onmisbaar. In Camilla se geval is daar ook die addisionele element om haar posisie in die gesin te konsolideer, om emosionele afhanklikheid te skep. Reino, wat stil gebly het gedurende die psigiatriese bespreking, het die mediese aspek hervat. Die belangrike ding nou is Sophia se behandeling. Met die onderbreking van die toediening van hierdie stowwe en die toepaslike behandeling om die oorblywende gifstowwe te elimineer, behoort sy binne 'n paar weke heeltemal te herstel. Is daar permanente skade, vra Gustaf, die vraag wat hy die meeste gevrees het om te vra. Ons glo nie daar is nie, het Reino geantwoord met die eerste noot van optimisme sedert die begin van die vergadering. Die lewer- en nierbiopsie het geen betekenisvolle strukturele skade getoon nie. Die sentrale senuweestelsel lyk ongeskonde. Sophia is jonk en veerkragtig, fisies behoort sy heeltemal te herstel. En emosioneel. Gustaf kon nie anders as om te vra nie. 'n kortstondige stilte het die kamer gevul. Dit was Karina wat uiteindelik geantwoord het.
Dit sal afhang van baie faktore. Van die ondersteuning wat sy ontvang, van die manier waarop ons verduidelik wat gebeur het, van die sielkundige begeleiding. Maar kinders het 'n ongelooflike vermoë vir emosionele genesing wanneer hulle in 'n veilige en liefdevolle omgewing is. Speurder Rout het sy keel skoongemaak en die bespreking teruggebring na die wetlike aspekte. Termareis met hierdie bewyse het ons 'n soliede basis om voort te gaan met kriminele aanklagte teen my. Die toit. Toediening van skadelike stof, kindermishandeling, vervalsing van mediese toestand, moontlik poging tot strafbare manslag, afhangende van die interpretasie van die aanklaer. Gustaf het stadig geknik, die gewig van die wetlike implikasies het by die emosionele las gevoeg wat hy reeds gedra het. En die meisie, vra hy en verwys na Julia. Die een wat my dogter gered het. Die maatskaplike werker is nou by haar, het die speurder geantwoord. Volgens wat ek verstaan, het sy geen familie nie, ten minste het ons tot dusver geen rekords gevind nie. Sy sal waarskynlik na 'n tydelike skeiing verwys word terwyl hulle 'n permanente oplossing soek. Iets in die terloopse manier waarop Julia se toekoms bespreek is, het Gustaf diep ontstel het. Hierdie kind, wat alles gewaag het om sy dogter te red toe niemand anders dit opgemerk of geglo het nie, verdien meer as 'n bureaukratiese verwysing. Ek wil haar sien, het hy verklaar en opgestaan. Voordat enige besluit oor waarheen sy sal gaan, geneem word. Die vergadering is afgesluit met duidelike aanbevelings. Die mediese span sou voortgaan met Sophia se behandeling, fokus op die uitskakeling van die toksiese stowwe uit haar organisme. Die polisie sou voortgaan met die formele ondersoek en die insameling van addisionele bewyse, en 'n geestesgesondheidsspan sou geraadpleeg word om die beste benadering te bepaal om die situasie vir Sophia te verduidelik. Terwyl die ander uitgegaan het Reino gebly vir 'n privaat oomblik met sy vriend. Gustaf, het hy vriendelik gesê, moenie jouself blameer vir die feit dat jy dit nie opgemerk het nie. Camilla was 'n gesondheidswerker, iemand wat jy implisiet vertrou het. Sy het presies geweet hoe om te maskeer wat sy gedoen het. Gustaf het sy vriend met moe oë aangestaar. Maar 'n straatkind het dit opgemerk, Reino 'n kind sonder tuiste, sonder formele opleiding, sonder hulpbronne. Sy het gesien wat ek, met al my mediese opleiding en hulpbronne, onbevoeg was om te sien. Omdat jy emosioneel betrokke was, het Reino geantwoord. En omdat Julia van buite af waargeneem het, sonder die filter van liefde of vertroue. Soms is afstand nodig om die waarheid te sien. Gustaf het geknik, dankbaar vir die poging tot troos, maar steeds die gewig van die skuld gedra wat hy geweet het hom sou vergesel vir 'n lang tyd. Hy het die konferensiekamer verlaat en eers na Sophia se kamer gegaan. Die meisie het nou rustig geslaap, haar klein liggaam gekoppel aan monitors en drippers wat gewerk het om die skade wat aangerig is, ongedaan te maak. Die klere het stadig na haar gesig begin terugkeer, en haar asemhaling was gereeld en diep. Gustaf het 'n haarlok wat oor sy dogter se gesig geval het, reggetrek en 'n golf van liefde en beskerming gevoel wat so intens was dat dit hom byna omgeval het. Hoe kon hy haar so in die steek gelaat het? Hoe sou hulle die gebreekte vertroue herstel? Ek beloof ek sal nooit weer toelaat dat iemand jou seermaak nie, het hy gefluister en Sophia se voorkop saggies gesoen. Nooit weer nie. Toe hy die kamer verlaat, het hy Teresa in die gang gekry. Die huishoudster het gelyk of sy jare in 'n enkele nag verouder het, haar gesig gemerk deur trane en skuld. Ter Gustaf het sy begin, haar stem bewende, ek moes opgemerk het ek moes daardie meisie geglo het toe sy my probeer waarsku het. Gustaf het selfs homself verras deur Teresa te omhels, wat al so lank deel van sy gesin was. Ons is almal mislei, Teresa. Almal behalwe 'n kind na wie niemand wou luister nie. Die huishoudster het geknik en haar trane afgevee. Die polisie het my ure lank ondervra. Ek het alles vertel wat ek onthou het die kere dat Sophia siek geword het na die etes wat deur Camilla voorberei is, die botteltjies wat ek gevind het en nie bevraagteken het nie. Jy help nou om geregtigheid te laat geskied, het Gustaf haar verseker. En ons sal jou nodig hê om Sophia te help herstel. Die idee om nog 'n plek te hê, om te kan help met die herstel, het gelyk of dit 'n bietjie krag aan die huishoudster teruggegee het. Ek sal alles doen wat in my vermoë is, dokter. Alles. Uitstekend. Nou, weet jy waar die meisie Julia is? Die een wat Sophia gered het. Teresa het na 'n kamer aan die einde van die gang gewys. Die maatskaplike werker is by haar. Ek het gehoor hulle probeer familie opspoor, maar dit lyk asof die meisie werklik 'n weeskind is. Gustaf het met 'n knik bedank en na die aangeduide kamer gegaan.
Toe hy nader kom, het hy stemme gehoor, die maatskaplike werker wat vrae gevra het, en monosillabiese antwoorde van Julia, wat al hoe meer ongeduldig geword het. Ek het niemand nie, het die meisie gesê toe Gustav ingekom het. Ek het dit al 1000 keer gesê. Die maatskaplike werker, 'n middeljarige vrou met 'n moe uitdrukking van iemand wat reeds te veel moeilike gevalle gesien het Gustav met duidelike verligting aangekyk. Marais, ek het juis probeer om meer inligting vir die verwysing te kry. Julia, wat op 'n stoel gesit het wat te groot was vir haar klein liggaam, het nog kleiner gelyk met die verbande aan haar arms waar die glasskerwe gesny het. Maar haar oë, toe dit Gustav se ontmoet het geen broosheid getoon nie, net 'n hartseer volwassenheid en 'n vasberadenheid wat die dokter onmiddellik herken het. Kan u ons 'n oomblik gee, het hy die maatskaplike werker gevra, wat geknik en diskreet uitgegaan het. Alleen met die meisie het Gustav op die stoel voor haar gaan sit, nie as die bekende dokter of die magtige miljonair nie, maar as 'n pa wat onuitspreeklik dankbaar was. Sophia herstel, het hy eenvoudig gesê, wetende instinktief dat Julia opreg omgegee het. Die dokters glo sy sal heeltemal herstel. 'n Klein glimlag het op die meisie se gesig verskyn. Dis goed. Jy het haar lewe gered, het Gustav voortgegaan. Toe niemand anders opgemerk het wat gebeur het nie, toe niemand jou geglo het nie, het jy nie moed opgegee nie. Julia het haar skouers opgetrek, duidelik ongemaklik met die erkenning. Ek het net gedoen wat enige persoon moes doen. Maar dit was nie enige persoon nie. Dit was jy. Gustav het effens vorentoe geleun. Julia, kan ek jou 'n paar vrae vra? Die meisie het sigbaar gespanne geraak, waarskynlik die tipe ondervraging verwag wat sy reeds baie keer van maatskaplike werkers en owerhede in die gesig gestaar het. Het jy werklik in 'n verlate motor naby my huis gewoon? Sy het geknik. En hoe lank het jy my familie dopgehou? Ongeveer 8 maande, antwoord sy versigtig. Hoekom? Die vraag het haar gelyk of dit verras. Vir 'n oomblik het die masker van hardheid geval, wat die kwesbare kind agter die oorlewende van die strate onthul het. In die begin omdat ek kwaad was, het sy in 'n lae stem erken. U was die dokter wat my ouma kon gered het, maar u het nie eens my brief gelees toe ek u by die hospitaal probeer vind het nie. Gustav het gevoel asof hy 'n slag gekry het. Jou ouma. Julia het toe haar verhaal vertel, tant Sannie Vermeulen, die hartprobleme, die desperate poging om mediese hulp te kry, die geïgnoreerde brief, die dood wat haar alleen in die wêreld gelaat het. Elke woord was soos 'n mes in Gustav se hart. Hoeveel Julias en tant Sannie Vermeulens het daar buite bestaan, onsigbaar vir bevoorregte mense soos hy, wat in borrels van gemak en mag geleef het. Ek is jammer, het hy gesê toe sy klaar was, die woorde het heeltemal onvoldoende gelyk. Ek is jammer dat ek nie gestop het om te luister nie, dat ek nie jou brief gelees het nie. Julia het hom aangestaar met 'n wysheid bo haar jare. In die begin het ek jou familie dopgehou om my woede te voed. Ek het gedink, kyk hoe hulle alles het en nie eens omgee nie. En daarna het ek gesien dat die meisie, Sophia, hartseer gelyk het, selfs al het sy alles gehad. En toe het die mooie dame gekom, en alles het vir 'n rukkie beter gelyk. Maar daarna, sy het gehuiwer. Daarna het dit begin. Die vergiftiging het Gustav voltooi, die woord steeds pynlik om uit te spreek. Julia het geknik. Ek het almal probeer waarsku. Die bediende, die bestuurder, die sekuriteitswagte. Ek het selfs notas vir u geskryf. Maar niemand het my geglo nie. Hoekom het jy nie moed opgegee nie, vra Gustav, opreg nuuskierig. Hoekom aanhou probeer, wanneer dit makliker sou wees om eenvoudig weg te gaan, vir jou eie oorlewing te sorg? Die antwoord het sonder huiwering gekom. Omdat niemand dit verdien om so te ly nie. Selfs nie 'n ryk meisie nie. Die eenvoud en morele diepte van daardie antwoord het Gustav sprakeloos gelaat. Hier was 'n kind wat, nadat sy alles verloor het, op straat gewoon het, steeds haar menslikheid en empatie ongeskonde gehou het, terwyl hy, met al sy voorregte en opvoeding, nie die lyding van sy eie dogter kon sien nie. Julia, het hy uiteindelik gesê, het jy 'n idee wat nou met jou gaan gebeur? Die meisie het weer haar skouers opgetrek, maar hierdie keer het Gustav die vrees opgemerk wat agter die oënskynlik onverskillige gebaar versteek was. Hulle sal my waarskynlik na 'n skuiling stuur, antwoord sy. Ek was al voorheen in 'n paar. Dit is nie slegte plekke nie, maar sy het die sin nie voltooi nie, maar dit was nie nodig nie.
Gustav het die statistieke oor die opvangstelsel geken, die beperkte kanse wat kinders soos Julia gehad het om permanente tuistes te vind, veral na 'n sekere ouderdom. Wat as daar 'n ander opsie was, vra hy versigtig. Julia het hom met wantroue aangekyk. Watter soort opsie? Voordat Gustav kon antwoord, het die deur oopgegaan. Dit was 'n verpleegster. "Der Marijs, u dogter is wakker. Sy vra na u en na die meisie van die restaurant." Gustav het opgestaan en sy hand na Julia uitgesteek. "Wil jy haar hierdie keer behoorlik ontmoet? Sonder gebreekte vensters en sonder ambulanse." Na 'n oomblik van huiwering het Julia die aangebode hand geneem. Saam het hulle na Sophia se kamer gegaan, waar 'n gesprek 3 lewens vir altyd sou verander. Op die oomblik toe hulle die kamer binnekom, het Sophia probeer regop sit in die bed, haar blou oë het opgehelder toe sy Julia sien. "Dis jy," het sy uitgeroep met 'n energie wat almal verras het. "Die dapper meisie van die restaurant." Julia het effens gekrimp, duidelik verleë oor die aandag, maar Sophia het voortgegaan, die woorde het in 'n angstige stortvloed uitgekom. "Jy het my probeer red. Tannie Teresa het my vertel dat jy almal probeer waarsku het, maar niemand het jou geglo nie. En jy het die glas gebreek en geskree en..." "Sophia, kalm," het Gustav sagkens ingegryp. "Jy moet nog rus." Die meisie het haar pa geïgnoreer, haar oë gefokus op Julia. "Wat is jou naam?" "Julia," antwoord sy skaam. "Julia," het Sophia herhaal, asof sy die klank toets. Toe, tot almal se verbasing, het sy haar brose hand na die ander meisie uitgesteek. "Dankie dat jy my gered het, Julia. Iets buitengewoons het toe gebeur." Julia, die straatkind wat deur die lewe verhard is, die oorlewende wat geleer het om nooit kwesbaarheid te toon nie, het vir die eerste keer trane in haar oë gehad sedert Gustav haar geken het. Ek het gesien wat gebeur het en niemand anders het gesien nie," het Sophia voltooi met die ontstellende helderheid van kinders. "Nie eens pappa nie. Net jy." Die 2 meisies het na mekaar gekyk, die ryk en die arm, die beskermde en die verlate, en iets onsigbaar, maar kragtig het tussen hulle deurgegaan, en wederwysige erkenning wat hul radikaal verskillende omstandighede oortref het. Gustav het die toneel waargeneem met 'n beklemming op die bors, en gevoel dat hy iets belangriks, iets transformerends, aanskou het. 'n Idee wat reeds in sy gedagtes gevorm het sedert hy die waarheid oor Julia ontdek het in 'n sekerheid verander. Sommige families word deur bloed gevorm, ander deur moed. In die ondervragingskamer van die Pinelands polisiestasie het Camilla die toit regop gesit, haar verpleegsteruniform onberispelik gestryk het gekontrasteer met die diep donker kringe en deurmekaar hare, tekens van die nag wat sy aangehou is. Selfs in teëspoed het sy 'n waardige, byna uitdagende houding gehandhaaf, asof sy nog steeds geglo het dat sy die narratief wat rondom haar ontvou het, kon beheer. Aan die ander kant van die tafel het speurder Paul Rout metodologies 'n reeks dokumente georganiseer en 'n berekende spanning geskep. Tussen hulle was Camilla se dagboek, Julia se gedeeltelik verbrande notaboek, Sophia se mediese verslae en die resultate van die analises van die botteltjies wat in die geheime kompartement van die Marijs herreis gevind is. Die toit het die speurder uiteindelik begin. "Ek verstaan dat u reeds van u regte ingelig is en dat u prokureur op pad is. Terwyl ons wag, wil ek graag sekere punte van ons ondersoek opklaar." Camilla het stil gebly, net effens geknik. Die laboratoriumresultate het die teenwoordigheid van toksiese verbindings in die botteltjie wat in die restaurant in beslag geneem is en in die reste wat in u woning gevind is, bevestig, het die speurder voortgegaan. Dieselfde verbindings is in die bloed van die minderjarige Sophia Marijs geïdentifiseer, in vlakke wat ooreenstem met progressiewe toediening oor verskeie maande. Hy het gepauseer en Camilla se reaksie waargeneem. Haar gesig het onverstoorbaar gebly, maar haar hande, voorheen perfek beheer, het haar senuweeagtigheid verraai terwyl dit saggies op die tafel getik het. "Boonop," het hy voortgegaan, "het ons u eie dagboek, waar u die proses van die toediening van hierdie stowwe aan die kind, sowel as u motiverings, breedvoerig dokumenteer." Uiteindelik het 'n teken van emosie Camilla se gesig gekruis, 'n flits van woede vinnig onderdruk. "Daardie dagboek is privaat," het sy gesê, haar stem beheers. "'n Inval in my privaatheid. Dit is gevind tydens 'n geregtelik gemagtigde soektog," het die speurder kalm geantwoord. "En dit vorm bewys in 'n geval van opsetlike vergiftiging van 'n kind." "Vergiftiging?" Camilla het 'n senuweeagtige lag laat ontsnap. "Dis absurd.
Dit was natuurlike aanvullings krye middels om Sophia se immuunstelsel te versterk. Ek is 'n verpleegster vir God se onthaalwe. Ek het my lewe daaraan gewy om vir mense te sorg. Aanvullings wat u in die geheim toegedien het, sonder die Pa se kennis of magtiging, en wat u in u dagboek gedokumenteer het as gereedskap om die meisie afhanklik van u sorg te maak, het die speurder teruggekap. Aanvullings wat Sophia gisteraand byna doodgemaak het. Camilla se masker van verontwaardiging het gewankel. Vir 'n vlugtige oomblik het iets donker en kwesbaar in haar blik verskyn. "U verstaan nie," het sy gemompel. "Niemand verstaan nie." Die deur van die kamer het op daardie oomblik oopgegaan. 2 mans het ingekom, een in 'n onberispelike pak, duidelik die prokureur wat Camilla gewag het, en Gustaf, wie se gesig die uitputting onthul het van iemand wat die ergste nagmerrie van sy lewe beleef het. Termarais het aangedring om teenwoordig te wees, het die stasiebevelvoerder wat hulle vergesel het, verduidelik. Met inagneming van die omstandighede en sy status as verantwoordelike vir die slagoffer, het ons uitsonderlik toegelaat. Die prokureur het begin protesteer, maar Camilla het hom met 'n gebaar onderbreek. "Alles reg, ek wil met Gustaf praat." Die blikke van die ex-verloofdes het mekaar vir die eerste keer ontmoet sedert die chaos in die restaurant. Wat Camilla in Gustaf se oë gesien het, was nie haat of woede nie, maar iets moontlik erger, 'n diep en onherroepelike desillusie. "Ek sal 'n oomblik alleen met my kliënt nodig hê," het die prokureur aangedring. "Nee," het Camilla ferm geantwoord. "Ek wil dit nou oplos. Ek is moeg vir alles." Speurder Rout het oë gewissel met die stasiebevelvoerder wat diskreet geknik het. "Ons kan dan voortgaan. Alles word opgeneem volgens standaard prosedure." Gustaf het langs die speurder gesit, sy bewegings gemeet, asof elke gebaar 'n bewuste poging vereis het. "Camilla," het hy eenvoudig gesê, sy stem is. "Hoekom?" Die eenvoud van die vraag het Camilla meer ontwapen as enige formele beskuldiging. Haar skouers het effens gesak en vir die eerste keer het die fasade van beheer sigbaar begin in mekaar stort. "Dit was nie om seer te maak nie," het sy begin, die woorde het huiwerig uitgekom. "Ek wou nooit beplan om seer te maak nie. In die begin was dit net regte vitamiene." En daarna het Gustaf onder druk geplaas toe sy 'n pouse gemaak het. Daarna. Camilla het diep asemhaal, haar oë gefokus op die tafel. "Ek het opgemerk dat wanneer Sophia 'n bietjie ongesteld was, jy nader gekom het. Aan ons albei. Wanneer sy sleg gevoel het, kon ek vir haar sorg, my waarde wys, nodig wees. So jy het my dogter opsetlik siek begin maak om gesien te word as die perfekte versorger." Gustaf se stem het effens gebewe. "Dit was nie so bereken nie," het Camilla geprotesteer, 'n tikkie wanhoop in haar stem. "Dit was geleidelik, 'n bietjie meer van 'n verbinding hier, 'n ekstra dosis daar. Net genoeg om ligte simptome te skep, sodat sy spesiale sorg sou nodig hê." "My sorg." Die prokureur het al hoe meer bekommerd gelyk, maar toe hy weer probeer ingryp, het Camilla hom geïgnoreer, die woorde het nou gevloei soos 'n lang onderdrukte belydenis. "Jy verstaan nie hoe dit is nie, Gustaf. Ek het groot geword as die perfekte dogter, die perfekte student, die perfekte verpleegster. My hele lewe is gebou rondom onmisbaar wees, om bewonder te word vir my opoffering, my toewyding. Toe ons ontmoet het, het ek die perfekte geleentheid gesien, 'n weewenaar dokter, 'n dogter sonder ma, ek kon die redder wees, die ontbrekende stuk. En toe dit nie genoeg was nie, het jy haar begin vergiftig," het Gustaf voltooi, elke woord gelaai met pyn. "Nee. Dit was nie gif nie." Camilla het gestop en die nutteloosheid van haar ontkenning voor die bewyse besef. "Ek het net die dosisse verhoog toe ek gevoel het dat ek grond verloor, dat jy besig was om te distansieer. Elke keer dat 'n dokter nie die oorsaak van Sophia se simptome gevind het nie, elke keer dat jy meer bekommerd geraak het, het ek meer sentraal, meer nodig geword. Dit was